Then Adonai said to Abram, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse. And all families on earth will be blessed through you. For I will take you out of the nations and bring you back into your own land. I will give you a new heart and put a new spirit in you. Then the nations will know that I am the Lord, when I show myself holy through you before their very eyes. In that day, I will restore David's fallen tent. I will repair its broken places and build it as it used to be. So arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. You will call your walls salvation, and your gates praise. For the Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory. For Zion's sake I will not keep silent. For Jerusalem's sake I will not remain quiet, till her righteousness shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch. For I am exceedingly zealous for Zion. I am burning with jealousy for her. I will thunder from Jerusalem, and I will roar from Zion. Hoe anders kan ons vir julle sê Shabbat Shalom as met daai dramatiese inleiding. Shabbat Shalom. Ons het heel wat ons vandag met julle wil deel. Ek dink ons gaan sommer dadelik wegspring, né? Maar luister baie mooi, luister versigtig na wat ons vir jou vandag sê. Hoor wat die Gees vir jou sê. En ja, ons sien nogal uit na die middags agterna ook, né? Goed, kom ons kyk eers net na die Psalm, die Tehillim wat saam met hierdie leesgedeelte van Bea Alotai gegaan. Vir die musiekleier, 'n Psalm van David. Hoor my stem, Jahweh, in my klagte. Bewaar my lewe vir die skrik van die vyand. Steek my weg vir die raad van die kwaadoeners, vir die gewoel van die werkers van ongeregtigheid.
wat hulle tong skerp maak soos 'n swaard, hul pyl rig bitter woorde. Om in skuilplekke na die opregte te skiet. Skielik skiet hulle hom en vrees nie. 'n Listige plan stel hulle vir hulle vas. Hulle spreek af om strikke te span. Hulle sê, wie sal dit sien? Hulle versin ongeregtighede. Ons is gereed, 'n fyn uitgedinkte plan. Ja, 'n man se binneste en onpylbare hart. Maar ja, wat tref hulle met 'n pyl? Skielik is hulle wonde daar. En hulle tong laat hulle oor hulle self struikel. Almal wat hulle aansien, skud die hoof. En alle mense vrees en verkondig die werk van Jahwe en gee ag op wat hy doen. Die regverdige sal bly wees in Jahwe en by hom skuil, en al die opregtes van hart sal hulle beroep. Beha aloteiga. Ek het normaalweg beteken hy wanneer jy opstaan, wanneer jy verhoog, maar die reis na die beloofde land begin hier in Bemidbar, in hierdie gedeelte wat ons vandag gaan begin hanteer. So ek noem hom wanneer die reis begin. Ek dink vir sommige mense is dit 'n profetiese woord, wanneer die reis begin. Wat is ons leesgedeelte? Wel, uit die Torah uit is Bemidbar is nou Numeri 8 vers 1 tot hoofstuk 12 vers 16. En uit die Haftorah is Sekaria of Sagaria 2 vers 14 tot hoofstuk 4 vers 7. En dit is wat almal dit aangee as die leesgedeelte, maar as jy dit sou gelees het, dan sou jy agtergekom het, dat daar is nie 13 verse. So dit was my nou nogal, maar ek het dit gehou soos wat dit tradisioneel aangegee word. So ek weet nie, ek was in elke vertaling, maar nêrens, in elke vertaling en ek kon nêrens 'n 14de vers kry nie. Dan die Brit Hadashah kom uit Johanan of Johannes 7 vers 37 tot 39 en dan Filippium of Filippense 2 vers 1 tot 18 en dan Korintiërs 1 vers 10 tot 6 tot 13. Nou, weet jy wat, ek wil net vir jou dit sê. Ons het begin die laaste ruk om die gedeeltes uit die Torah, die Haftorah en die Brit Hadashah te lees voordat ons begin. Hoekom? Want ek wil hê dat ons moet verstaan dat die woord van Elohim, soos wat hy dit bedoel het, ongeag waar ons die vertalings gekry het, dat dit is wat gaan geld en dit is die belangrikste gedeelte. So mag hy deur sy woord met my en met jou praat vandag en mag dit vir ons regtig waar nie net opbou nie, maar dat dit ons sal aanspoor om die woord te leef. Nou, die gedeelte wat ek gaan hanteer vandag gaan oor Bemidbar 10 vers 1 tot 10, alles oor die shofar, alles oor die trompette, as dit is wat jy dit wil hê. Die impak van die shofar het 1 jaar met Yom Teruah vir my eintlik baie duidelik geword. Kom ek vertel jou, ek wil hê jy moet verstaan wat het daai dag gebeur. Dit was 'n Shabbat. Ek was, ten spyte van die feit dat dit 'n Shabbat was ek op pad na Johannesburg toe. Ek moes afdraai op die sementpad tot my groot frustrasie, want vir die een of ander rede het dit gevoel asof almal in Johannesburg op daai pad was, daai dag. Die grootste gedeelte van ons groep was al reeds vroegoggend daar, vir die voorafprogramme, en daar was dansery, en daar's heel wat aangebied is. Ek het later gegaan, want ek wou my aanbieding, deurwerk. Dit is maar hoe dit met my werk. Ek wou nie hê enigiets moet my aandag aflei nie. En nou is hierdie verkeer besig om al klaar, aan my gemoedstoestand te werk. Waaroor moes ek praat daai dag? Shofars. Nou, die ewige verkeer het gedoen wat ek presies nou nie wou gehad het nie. Dit het my aandag afgetrek en ek was besig om laat te raak. Maar ek het uiteindelik by die venue aangekom. Sommige van die groep het onmiddellik, by my ingehaak, my geneem, ons het saam gebid
en ek het amper onmiddellik van daar af in die lering ingestap. Maar soos hulle in Engels sal sê, to add insult to injury, die saal was oorbelig met daglig. Die skermpie waarop ek my baie mooi sorgvuldig voorbereide PowerPoint moes gooi, jy kon kwaadlik die beelde sien. Man, ek was nou regtig behoorlik gefrustreerd. Maar ek het deurgedruk, jy weet, ek het hulle vertel van die shofar, ek het vertel van Jericho, ek het vertel van Gideon, en jy weet, soos wat jy aangaan, en jy sien, maar hierdie beelde doen dit nie, en jou storie doen dit nie, jy weet, jy is besig om jou gehoor te verloor. Te veel inligting, te min beeld. Dis wat ek gehad het op daai moment. En weet jy, dis wanneer jy weet, kyk, iets anders moet gebeur, en ek kry skielik net 'n ingewing. Jy weet, dis moes daai soort inspirasie, jy weet dit kom net van die roog af, so in 'n flitsekonde. Vat my notas, ek sit dit neer, ek vat my klikkertjie, dis daai presenter, ek sit hom ook neer en ek stap tot by daai gehoor en ek vra, wie van julle het nog nooit 'n shofar geblaas nie? Verskeie hande opgegaan. So, die volgende wat ek doen, is ek neem die shofars, ek deel dit uit, ek wys vir hulle hoe om te blaas, jy weet, dat jy moenie bolwange hê nie, wat het ook al vat om dit te doen, ek help mense wat bietjie sukkel, maar jy kan sien ook in daai geblaasery, in daai lering wat ek daar gee, val daar 'n salwing op daai plek. Ek kan dit sien op hulle gesigte, ek kan dit sien in hulle reaksie. Ek sien deur die werking van die shofar, die instrument van Elohim, absoluut hoe die atmosfeer verander, en hoe die roog met elkeen begin werk. En ek sien hoe die shofar die hele program verander. So, ek wil hê jy moet daai storieetjie van my in jou agterkop hou, want wat is dit wat ek daai bepaalde dag geleer het? Wel, ek gaan jou gou net terugvat na die blessing wat ons dan elke dag, elke Shabbat mee begin. En dan sal ek hom verder vir jou vat van daar af. Kan jy sien, ons sê daar vir mekaar, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoah shofar. Hy sê letterlik vir jou daar, om te luister na die stem van die shofar. Jy sal onthou, en ons sê dit baie keer, by die die gee van die 10 woorde by die berg Sinai, voor daar enige woorde gekom het jy die klank gehoor van die shofars. So kom ek altyd sê, na die klank van die shofar volg lewende woorde. Daardie dag, by daardie aanbieding wat ek gedoen het, het ek een ding besef, die autoriteit wat die klank van die shofar het, dat het inderdaad die instrument van Elohim is. Dat het nie net 'n klank is nie. Ja, ek het 'n man gehad wat 'n trompet se mondstuk gevat het en dit in 'n shofar ingeplaas het, en dan het hy dit geblaas en hy kon verskeie klanke daaruit kry. Die punt is, ons gaan nou sien, dis nie 'n musiekinstrument nie, dis bedoel om klank te gee, om syne te gee. Dis 'n stem, dit verteenwoordig die stem van Elohim. Dit verteenwoordig die stem van autoriteit. Nou kan jy verstaan, hoekom ek vir jou sê, dat as ek die shofar op Shabbat blaas, ek kondig hom aan, jy kan weet, 18 minute van daar af, nee, gaan die Shabbat begin, gaan ons kiddush doen. Met ander woorde, as die shofar geblaas word, raai wie is in die kamp? Yahweh Elohim. Die een aan wie al die eer, al die lof, al die aanbidding toekom. Nou kan jy verstaan nou hoekom raak ek grompie, wanneer ek nie daai stilte kan kry nie, wanneer ons nie hom al die eer kan gee nie, want ons dek die tafel vir ons Skepper, om deel te hê aan hierdie Shabbat van ons. Jy weet, ons lewe in 'n wêreld van baie, baie geraas, né? Aanhoudende geraas. Letterlik, aanhoudende geraas. En dit doof, dit wat jy moet hoor uit, moet asseblief nie dit uit die oog uit verloor nie. Hou ook sommer net daai twee
silwer trompette dop wat jy daar op jou skerm sien, hy gaan vir jou heel wat vertel. OK, goed, so die vraag is, dit is letterlik nie, is daar klank, jy moet nie vir jouself kan vra, is daar klank nie? Wat jy gaan moet doen is, wie het die reg om daai klank vir jou te gee? Wie het die reg om daai sein vir jou te gee? Wie het die reg om die stem van jou daardeur te gee? Wie het daai reg? Nee? Want jy sien, elke platform het sy eie profeet. Elke stem het sy eie mening. Elke krisis het sy eie kommentaar of kommentator. Elke leier het sy eie megafoon. Jy weet ons daai ding wat hulle gebruik en so. Elkeen wil gehoor word. En jy sal sien, as jy 'n verbondsmens is, moet jy geleer het om jou se stem uit te ken tussen al hierdie goed. So in die middel van hierdie geraas, moet jy as 'n verbondsmens die verbond onderskei. Wat sê jou werklik vir jou? Wat wil hy hê, of wanneer wil hy hê moet ons beweeg? Wat wil hy hê, of wanneer wil hy hê moet ons net doodeenvoudig doodstil bly staan? Ons moet regtig uitvind, wie het daai reg, of die gesag om dit te kan blaas, om daai gemeenskap te mobiliseer. Want dit was die doel van Bemidbaar 10 vers 1 tot 10. Dis, jy weet, om 'n shofar te hê en dit te blaas, dis nie net 'n moderne ou vraagie wat jy antieke klere voor gaan aantrek nie. Die Torah gaan vir jou buitengewoon met akkuraatheid antwoord. Jy sien, die probleem is net, ek dink, die meeste van ons sit nie lank genoeg stil om toe te laat dat ons daai antwoord kan kry nie, maar dit sien ons in Bemidbaar hoofstuk 10. Jy sien die silwer trompette, jy sien die shofar, jy sien die wolk, jy sien die kamp. So ek dink teen die tyd wat ons vandag klaar is, gaan ons verstaan waarom Yeshua gepraat het soos wat hy gepraat het. Gaan ons sien waarom die disippels gereageer het soos wat hulle gereageer het. En gaan ons sien in Gazon, dis nou die boek van Openbaring, dis mos die boek waaroor almal so obsessief raak, of hulle raak obsessief met hom, daar's soveel, ek dink daar's baie meer boeke geskryf oor Openbaring en opinies oor Openbaring as wat werklik die waarheid is. Of jy gaan dalk iemand wees wat dit geheel en al vermy want jy verstaan nie. Maar daardie boek eindig met die klank waarmee dit eindig, en dit is met die klank van die shofar. So weer eens, onthou nou, wie het die reg om die sein te gee? Wie het die reg om te blaas? En ek wil jou sommer vroegtydig sê, moenie dink net omdat iemand harder kan blaas as enigiemand anders dat dit vir my autoriteit gee nie. Dis nie wat dit beteken nie. Ons kry nogal heel dikwels die kwessie dat ons kan agterkom mense sal as hulle baie volgelinge het of baie visible is, as ek so kan sê, veral op sosiale media, dan sal hulle sê, hulle is kredietwaardig. Asof dit wat hulle nou sê is wet en orde en is korrek, al is dit nie wat die skrif sê nie, en moenie julle daardeur laat mislei nie. En dit is juist die ding, weet, ons moet versigtig wees oor wie maak geraas en hoe maak hulle geraas. Die probleem vandag is nie, vandag se probleem, is nie stilte nie, dis onbeheerde geraas. Ek sê weer vir jou, jy weet, as ons as 'n verbondsgemeenskap saam is, geraas kan nie vir ons rigting gee nie. Dis wat Bemidbaar 10 gaan doen. Weereens, wanneer beweeg ons? Wanneer bly ons? Wie mag by mekaar roep? Hoe gaan ons onderskei? Is dit goddelike opdrag of is dit paniek? En ja, menslike paniek. Ja. Absoluut menslike paniek. Want dit kan ook gebeur. 'n vuvuzela kan geweldige lawaai maak. Absoluut. Dit het ons gesien. En dis die counterfeit. Presies. En dis juist wat ek vir jou probeer sê is, jy gaan moet leer, wat is die werklike klanke wat jou wil hê ons moet hoor? Want jy gaan sien vir daardie volk daar by die berg Sinaï en die shofar klank, die stem soos wat ek dit nou vir jou uitgelig het, iets beteken, elke liewe keer. Kom ons kyk. Hierdie shofar en die silwer trompette was
instrumente wat Jahoua gebruik het om sy volk te regeer. Kan jy dink, dis hoekom ek noem, dis 'n instrument van Elohim. Dis sy instrument. Blaas so, dan beweeg daai. Blaas so, dan beweeg daai. Moenie blaas nie, hy doen die hele lot. Elke blaas was 'n bevel. Met dit was daar orde, daar's verantwoording en verantwoordelikheid. Weereens, die kamp het eers beweeg wanneer Jahoua se sein deur gemagtigde hande gekom het. Nou ek het probeer om dit nou op 'n beter manier te stel, deur gemagtigde hande, maar gemagtigde hande is deur diegene wat die autoriteit gekry het om dit te kan doen. Kortom, wanneer jy hierdie volk in beweging wil kry, want dit raak nou, dis 'n heilige beweging wat gaan plaasvind. Want hulle is 'n afgesonderde volk. Dis 'n afgesonderde beweging, maar dit vra gemagtigde klank. Iemand met die nodige autoriteit moet daai klank vir jou gee. En ek en jy moet vir onsself afvra vandag, is ek besig om te luister na Jahoua se sein, of reageer ek net op die geraas wat ek sommer self maak? Dit is ernstig, so moet daaraan dink. Weet, dit laat my nie dink voordat ek aangaan, net vir dit sê. Ek het soveel shofars verkoop daar terwyl ek 'n winkel in Pretoria gehad het, en ek onthou hierdie een betrokke, weet, nou net sopas tot bekering gekom, dan kom hulle daar en dan vra hulle, nee, ek soek 'n shofar, hy is net so hoog, nou lyk dit my die horing moet omtrent 2 of 3 meter groot wees, en dan vra ek my, hoekom wil jy so groot shofar hê? Dan sê ek wil 'n groot geraas maak. Waarvoor wil jy geraas maak? In die midrash gaan ek vir julle 'n getuienis gee van 'n man wat ek gehelp het om 'n shofar uit te kies. Dit was so 'n stukkie van 'n koede horing. Vandag nog, amper 20 jaar later, het hy nog steeds 'n shofar bediening. Wat ek sê julle dan vertel. So wat is die kern waarvan ons eintlik hier praat? Die kern is, was hierdie net seremonieel, ons blaas so, en weet, of is dit regering? En my submissie aan jou vandag is, nee, dit is die manier hoe Jahoua sy volk regeer het. Onthou, hy het gesê, ek wil in hulle midde woon, hy het die kamp uitleg gegee, hy het presies gesê waar hierdie priesters gaan wees, hy het presies gesê waar die leviete gaan wees, almal het geweet, dit is sy orde. So dit is 'n regering wat hier gebeur, en in daai regering gebruik hy hierdie shofar blaas op hierdie manier, dan gebeur die volgende. Die silwer trompette, dit was nie bedoel net weet om 'n lekker fuzzy atmosfeer vir jou te skep, wanneer jy kan rondflout op 'n wolkie nie. Nee, dit was geskep sodat gemeenskapsgedrag geregeer kan word. Dis hoekom daai volk het nie getrek uit angs of een of ander strategie of een of ander godsdienstige geesdrif nie. Hulle het vertrek as die wolk. Hier moet jy mooi hoor wat ek vir jou sê. En daai het ons vanmôre daaroor gepraat, nee. Hulle het vertrek toe die wolk begin beweeg het, dan die shofar geblaas. Dan was daar 'n gemagtigde trompetstelsel wat daai oomblik gereël het en hulle moes dit hoor. Hierdie is die raamwerk van ons hele lesing, is om te kyk vir die wolk en die klank te hoor. Volg die Shekhinah, hoor die Ruach. Hoor jy wat ek vir jou sê? Want hulle word hier deur klank regeer. Jy kry hierdie hele gedeelte in Bamidbar 10 vers 1 tot 10. Hierdie kamp het nie impulsief beweeg nie, mense. Hulle het beweeg wanneer daar 'n sein was. As daar geen sein was nie, die wolk het stil gestaan, het hulle net mooi nêrens heen gegaan nie. Dis waar hulle gebly het. En julle onthou, ek het net al dit genoem, daai klank kom al van Sinaï af. Eintlik kan selfs miskien voor dit, as jy wil gaan kyk. Ja, kom ons kyk wat sê Bamidbar 10. Verder het Jahoua met Moshe gepraat en gesê, maak vir jou 2 silwer trompette, van drywerk moet jy dit maak, en hulle moet vir jou dien om die vergadering byeen te roep, en om die kampe te laat opbreek. So, as jy mooi gaan kyk wat hy hier vir jou sê, daai instrument wat nou deel van hierdie regering vorm, dit vorm woorde, dit is 'n woord van Jahoua af. Blaas so, dis 'n woord van Jahoua, beweeg. Om 'n shofar te blaas beteken jy gaan woorde van Jahoua vrystel. Is dit 'n beter manier om dit te stel dalk? Ek dink so.
Jy sien, ons moet kyk na wat is die Torah grondslag van 'n ding voordat ons dit doen. Dis nie Jan Rapp en sy maat gryp 'n shofar en blaas dit soos wat sy emosies vir hom aandui nie. En Nee. dit is presies wat dit vandag is. Ja, jy weet, ek voel nou, jy weet, hier is salwing kom, gee net vir my shofar en ek blaas wild en woes en gaan te kere. Nee, dit is nie so nie, daar's orde in Vader se kamp. Wat sien ons daar? Hierdie hele klank idee se anker lê in Sinaï. Vader is die een wat eers die shofar geblaas het en hy wil hê sy volk moet dit ook doen. So, daarom beveel hy dan nou vir Moshe om 2 trompette te maak. Jy gaan sien die hele tyd ek gaan onderskei tussen trompette en shofar, want die een word van silwer gemaak en die ander een van 'n dier se horing. Nou wat sê hy? Jy moet 2 trompette maak. Nie een nie, 2. Silwer van hamerwerk. Die woord is miksha. Miksha. Dis dieselfde woord wat gebruik word om die menorah wat ons in verlede week en van tevore oor gepraat het om dit te doen. Hy sê eintlik in Engels from beaten work. Dit moet uit een stuk uitgehamer word. Dit moet doelbewus met opset gemaak word volgens 'n patroon. En hierdie trompette het 2 funksies wat ek vir onmiddellik wil sê. Wat is sy doel? Hy gaan die vergadering bymekaar roep en hy gaan die vertrek uit die kampe uit, gaan hy dan nou vir ons orden. En ek wil hê jy moet iets sien dat ons amper altyd bo-oor lees. Die teks sê nie vir Moshe, vind vir jou 2 trompette nie. Ag, Moshe gebruik daai trompette wat alreeds in die kamp is nie. Hy sê nee, Jahweh sê maak hulle. Aseh lecha. Wat jy al van tevore daai woord gehoor, lecha? Jy gaan hom volgende week weer hoor, maar jy moes hom gehoor het by lecha, gaan na jouself. So hy sê letterlik, maak vir jouself 2 silwer trompette. OK, so hierdie instrumente, gaan ek nou vir jou sê, het nie uit Egipte uitgekom nie. Het nie uit die omliggende nasies uitgekom nie. Hulle is nie geleen van Kanaanitiese godsdienstige kultuur, whatever jy dit wil noem nie. Hulle is gemaak volgens 'n goddelike spesifikasie vir 'n goddelike doel onder 'n goddelike mandaat. Hoor jy wat ek vir jou sê? Want as jy shofar gaan optel, dan moet jy weet, daar's 'n goddelike spesifikasie vir jou daarvoor, daar gaan 'n goddelike doel vir jou daarvan wees, en jy gaan onder 'n goddelike mandaat wees, wil jy regtig 'n shofar hê? Want dit is nie om 'n groot geraas te maak nie. Dis die eerste beginsel van die shofar en die trompet in die Torah. Hierdie is 'n instrument wat die beweging van 'n heilige gemeenskap regeer. Dit kan nie by die wêreld geleen word nie. Dit moet gevorm word volgens die woord van Jahweh. So, ek wil hê, jy moet verstaan, dis 'n gebytelde ding, dis 'n ding wat jy self gemaak het, dis van drywerk, en dit gaan nie net oor hoe dit gemaak word nie, dit gaan oor wie gesê het, dit gemaak moet word. So, Jahweh het gesê, maak hulle. Weer eens, jy gaan sien, daar is ons opskrifie, sy sê, is nie gevind nie, hulle het nie alreeds aan die kampkultuur behoort nie, is ook nie geleen nie, hulle het dit nie van Mitzrayim of Kanaan gekry nie, dis ook nie versiersel nie, dis gemaak om hierdie vergadering en die rigting wat hulle gaan inslaan te bestuur. En dis ook nie opsioneel nie. Hulle gesag het op Jahweh se opdrag berus, nie op hoe handig hulle was nie. Kan jy sien, so goddelike beweging kan nie deur wêreldse instrumente geregeer word nie. Dit moet 'n goddelike instrument wees wat jy gaan gebruik. So jy sien, die teks is nogal redelik noukeurig, veral as jy begin in diepte lees wat hy daar vir jou sê. So jy kan nie enige instrument gebruik wat die kultuur vir jou bied nie. Jahweh skep sy eie instrument. Dis baie, baie duidelik. Die volk van Jahweh kan nie beweeg word deur gereedskap, deur waardes, deur krisisreaksies, publisiteitsstrukture wat van die nasies afkom nie. Dit moet hierdie rigting wat jy nou gaan inslaan, moet geopenbaar wees deur Jahweh. Die blaas van daai shofar, daai klank, kom van hom af. Hy openbaar die rigting wat jy moet inslaan. En daar's nou 'n groot woord op die skerm vir jou. Chatzotzra. Chatzotzra is nie 'n
shofar nie. Jy het die silwertrompette aan die een kant, dis priesterlik, dis gemaak, dis reguit, dis presies, en dit reël die kampwerk lewe. Aan die ander kant daarvan het jy die shofar wat kom, dis die ramshoring. Ek gaan dit nou 'n bietjie meer uitbrei, hoor. Ek gaan nou so klein bietjie meer uitbrei. Ek wil net eers kernwoorde daarvan neergooi. Dis verbondsmatig, met ander woorde, dit behoort tot die verbond. Dis 'n oue ding waarvan ons praat. Die woord wat ek moes vertaal beteken in kort, dit raak jou diep, dit sny deur murg en been. Dis wat presies daar by Sinaï gebeur het. Hy het deur murg en been gesny. Dis asof hulle letterlik die klank gevoel het aan hulle lywe. Ons weet, die hele idee van die shofar kom van die Akeida, dis waar Abraham vir Jitsak gaan offer het, en toe dat die ram moes geoffer, dis meer. Dis die hele prentjie wat jy hier gaan kry. So, wat weet ons van hierdie ding? Dit is die Chatzotza, is die silwer trompette waaroor ons eers gaan praat. Soos ons sê, dit is 'n reguit instrument, hy is vervaardig en dis priesterlik. Maar die shofar, dis 'n natuurlike instrument, iets moes sterf sodat jy dit kan kry. Nee, ek het soveel van hulle al gemaak, jy wil nie glo nie. So hy ding kry in sy rou vorm, dan kan ek jou sê, weet jy, uit sulke, as hy teen jou vel kom, jou vel begin juk, dit moet afgeskuur word, hy moet gekook word, die binnekant moet uitkom. As jy hom so ruik, dan, jy wil nie jou mond teen daai ding sit nie, dis as jy 'n paar dae vat om daai smaak uit jou mond uit te kry. Daar's groot werk wat daarin gaan, om daardie ramshoring te omskep in 'n instrument wat waardig is vir Elohim. Jy gooi byvoorbeeld grove sout in, jy gooi klippies in, jy skud hom om al daai dooie gemors in die binnekant uit te kry. Ek het veral roosolie gebruik en dit aan daai kant ingegooi. Jy weet, vir hom 'n prop gegee en dis wat ek gedoen het. As jy dan klaar is en jy die buitekant het jy mooi glad gemaak, dan vat jy olyfolie en jy smeer hom met olyfolie, want die olyfolie is verteenwoordigend van die Ruach HaKodesh. As ek nou my instrument reg het en ek begin hom blaas, ek het sy mondgedeelte mooi gemaak, nee, dat hy nie my lippe seermaak nie, dan blaas ek my eie lug wat ek ingeneem het, blaas ek weer daardeur uit, dis Ruach. So kan jy dink, kan jy sien, hoe gaan daai klank en woorde met mekaar gekoppel word. Dis hoekom ek jou hierdie hele beeld wil gee. So ek wil vir jou sê dat die hele idee van die shofar is baie ouer as die tabernakelstelsel. Ek meen, hy gaan terug na selfs voor Sinaï, waar hy 'n formele instrument van kommunikasie geword het. Maar die punt is, die trompette en die ramshoring, albei van hulle dra gesag, albei van hulle gaan klank dra, hulle is nie identies nie, maar diegene wat die Torah ken, sal weet wat is die verskil. Ek het nou 'n bietjie probeer vir jou dit verduidelik. Die een is vervaardig, die ander ene, moet ek vir jou sê, word eintlik vir jou gegee. Goed, so, kom ons kyk so klein bietjie verder. Wat doen hierdie? Ek wil net my tyd net behoorlik dophou, want hier is nog 'n hele klompie goed wat ek vir jou wil sê. Die klank wat hy gaan maak is nie musiek nie, dit is 'n taal. Ek weet dit en jy weet dit. Albei trompette, as dit geblaas word, kom die hele kamp by mekaar. Dis weer die opsomming eintlik. Wanneer een trompet geblaas word, dan gaan die leiers, die Neseim of die prinse, dan kom hulle almal by mekaar. Presies soos wat hy daar in die skrif sê. As jy een teroa blaas, dan gaan die oostelike kamp trek. As jy 'n ander teroa blaas, gaan die suidelike kamp trek. Dis wat jy gaan kry. So die kamp, die totale kamp uit al 12 die stamme, met die leviete, met die priesters, almal het geweet, dis hoe dit klink. Ek wil eintlik net vir jou... En wat daai klanke almal beteken. En wat hulle beteken, nee, en ons het, met die shofar blessing het ons probeer, om die teroa, die tekia, die shevarim, en die tekia gadol, het ons gesê, al 4 van hulle het 'n groot betekenis. In die verlede het ons al die prentjie vir julle geskets, jy weet, as jy het nou sekere volgorde gaan blaas, dan gaan jy weet, jy is besig eintlik, weet,
'n rouvorm van die Onse Vader, né? En jy weet hier in die middelste gedeelte wanneer hy sy amper 'n huilgeluid het wat jy 9 keer so blaas, dan is dit ek meen dan bring jy jouself eintlik letterlik voor die Vader. Ek wil nie te veel in daai gedeelte nou ingaan nie, dis nie die idee daarvan nie. Al wat ek wou sê hier is die kamp het die woordeskat van die klank geken. Elke lid van daai gemeenskap was van verwag om dit te ken en daarop te reageer en om daarop te ek wil amper sê om dit te gehoorsaam sonder 'n debat. Onmiddellik, sonder 'n vertraging. Jy kom nie en vra verduidelikings nie. Jy sien, jy moet daaraan dink, wat eis dit van die mense? Dit vereis dat hulle die klank ken, hulle moet die een wat dit blaas met hulle vertrou. Dit beteken hulle moet geposisioneer wees om dit te kan hoor. Ek en jy moet geposisioneer wees, die ramshoring gaan weer blaas en ons Messias gaan terugkom, so jy moet weet, so jy moet geposisioneer wees om dit te kan hoor en dan natuurlik soos ek sê, hulle reaksie moet onmiddellik wees, hulle moet onmiddellik in orde inkom, hulle moet wegbreek van enige chaos, né? Hulle moet nie wil begin dit uitlê en intellektueel wat ook al hulle daarmee wil doen nie. Dis 'n kwessie van jy hoor en jy doen. Dit is soos om te shema. Ek hoor die woord, ek doen dit. Nou het ek geluister. Net so gaan jy luister na die klank van die shofar. So hierdie teks gee nou vir Kamp sy eie klanktaal. Nie elke blaasgeluid beteken dieselfde nie. Hierdie klank roep almal, hierdie een roep die leiers, hierdie een sê die kamp moet beweeg, daai deel. En om dit te weet, het jy opleiding nodig, jy het vertroue nodig, jy het die regte mense op die regte plek nodig en jy het gehoorsaamheid nodig. Want ek sê nou vir jou, 'n gemeenskap wat nie daai klanke ken nie, gaan in chaos begin rondhardloop of dalk glad nie beweeg nie. Dit is die ergste. En om terug te bring in perspektief in, nou sal julle verstaan hoekom ons julle so oplei met die motiveringsgawes, sodat jy jouself beter kan leer ken en in hierdie gemeenskap weet waar jou plek is, wat jy moet doen, hoe jy moet funksioneer en hoe ons jou oproep om dit te doen. Presies. Presies. Soos, weet as ons net teruggaan na 2 jaar terug toe ons gehoor het, kom op na die berg. Ja. Dit was die shofar wat geblaas het. Dis die shofar klank. Ons het onmiddellik geweet, nou het ons nodig om in orde te kom en daai gedeelte te doen. Ek gaan dit nou vir jou in lyn bring met dit wat Yeshua sien, dat jy kan sien, dis nie net 'n ou klankie wat jy maak nie, dis 'n oproep dis die stem van Jahweh wat praat. Dis eintlik waarop dit neerkom. Goed, kom ons kyk, kom ons gaan 'n bietjie verder aan. So, ek sê weer, die volk moes leer om te hoor. Hulle moes die klank ken, hulle moes die bron vertrou, hulle moes wees waar hulle die sein kan hoor en hulle moes dadelik reageer. Goed, so jy moet klarigheid hê oor presies wat die sein is, anders is dit sinneloos en die volk gaan nie gevorm word nie, hulle gaan nie Maar is reageer nie. belangrik, ja, hulle moet dadelik reageer, maar in orde. In absolute orde in hulle stamverband, in hulle, Ja. kan jy sien waarom, alles wat jy doen, bring orde, vir die een of vir die ander rede. Dink ons dat na die hemelvaart van Yeshua, na die uitstorting van die Ruach HaKodesh, het maak hierdie goed glad nie saak nie. Nee, toe nou nie. Jy sal sien, dat die disippels praat nog agterna daaroor. Jy sal sien, dat veral die apostel Shaul, hy praat ook daarvan. Hulle praat baie daarvan. Hulle verwag die geblaas van die shofar. Johanan praat daarvan in die boek van Gazon, wanneer die 7 shofars geblaas word, ensovoorts, ensovoorts. So hy doen dit. Okay, so wat het ons gesê? Hierdie heilige gemeenskap, want hulle is mos nou 'n afgesonderde gemeenskap, hulle moet opgelei word om daai klank te kan onderskei, hulle moet daai bron vertrou en hulle moet in orde reageer. Nou, kom ons kyk net vir 'n oomblik na die woord teruah, né? Teruah, as jy hom gaan soek, hy kom van die woord ruah, om te skree, om 'n harde geluid te maak, om die lug met klank te kloof. Dis die klank van 'n alarm, dis die klank van mobilisasie. Dis 'n klank wat sê iets beweeg en jy moet reageer. So hier het ons gesien, in Psalm 89, ek
dink hy kom op, ek dink ons gaan die vers in die volgende, so binnekort gaan ons hom gebruik. In Psalm 89 word daai teroa gebruik, om te sê, die klank van die heilige, of die mense wat die klank van die roa ken, die Jodei teroa, dis die een wat die skreeu ken. Omdat nou net jy werk met 'n meer antieke volk, so jy moet dink hoe het hulle gedink. So hulle daai klank het hulle geken. Hulle het hom nie net gehoor nie, hulle het hom geken. Dit gaan baie beslis daaroor. As jy dit ken, dan beteken dit as jy weet waaroor dit gaan. Jy moet deurdrenk wees, so die oomblik wat jy daai klank kom, dat jy reageer, dat jy beweeg. Maar dan kan jy korrek reageer, anders kan jy nie korrek reageer nie. En dit wat jy daar sê is baie belangrik, en dit gaan daaroor, ek wil hê my klanke hoor, so jy korrek kan reageer. Wanneer jy hoor, beweeg jy waar jou leiers en wie ook al vir dit sê. So, dis 'n gemeenskaplike dissipline waaroor dit hier gaan. Hierdie stelsel kan net funksioneer as Israel geleer het om daai klank te herken en te reageer sonder paniek, sonder debat, sonder vertraging, sonder eie vertolking. Ek lê baie klem daarop, want ek kry dit te veel. Né? Mense gaan daaroor debatteer, hulle gaan, wel, ek weet nie wat ek nou moet doen nie, hulle staan in die pad, hulle gee hulle eie vertolking. Nee. Die kern gaan regtig nie hieroor net hoor nie, né? Maar daai hoor moet jou weer terugtrek in die verbond in. Hoor wat sê Psalm 89. Ek wil nou net vir jou sê, geseënd is die volk wat die geklank ken. O Jahwe, hulle wandel in die lig van u aangesig. Maar as jy terugvat na wat ons so in die begin gesê het, jy is heeltemal reg, by die geklank ken, wat sy stem ken. Ja. Die shofar gaan jou help om Jahwe se stem te ken. Weet jy wie weet nog van daai? Die vyand. Die vyand weet dit, en hy sit dit. En dit is waar dit vir my so mooi was, die Tehillim 64 wat die Psalm is wat saam met hierdie gedeelte gelees word, né? Dit gaan absoluut so hand aan hand. Jy sê heeltemal reg. Weet jy wat, ek wil eintlik, en ek het dit gaan uithaal, ek wil dit eintlik sommer hierso net gou vir jou sê. Ek het hom, en ek gaan hom vir jou in Engels gee, om te kyk, wat doen die vyand, nee, as jy gaan na Shmuel byt 2, dis 2 Samuel 2 vers 28. Israel is in siviele oorlog. Hulle is in oorlog met mekaar. Nou hoor nou wat sê, en ek gaan sommer vir jou net hier lees, dan hoef ek nou nie te veel te vertaal nie. After Joab's forces defeated the army of Abner, dat is collega's, he sounded the shofar to halt the pursuit of his fellow Israelite, preventing further bloodshed and bitterness, né? Die profeet, 'n profeet kom by Joab en sê, wat is julle besig om te doen? Wat is dit hierdie? Is dit die volk van Elohim wat teen die volk van Elohim beklei? Nee, en skielik snap Joab iets, en hy blaas die shofar, en daai burgeroorlog eindig net daar, en elkeen het teruggegaan na sy eie huis toe. Daar's nog so 'n voorbeeld. Maar kan jy sien wat gebeur is, die vyand kom in, en die vyand, jy kan hom stuit met die shofar. Ek gaan net nou, wanneer ek bietjie meer praat oor Bemidbar 10 vers 9, sal ek bietjie meer dit vir jou uitleg. Goed, hier eens, die trompet, wat nou mooi, die trompet, nie die shofar nie, die trompet is nie vir almal nie. Aaron se seuns blaas die trompette. Die syne is priesterlik, hulle is gemagtig, hulle het die autoriteit, hulle is aanspreeklik, hulle is ook verantwoordbaar. Net omdat jy entoesiasties is, beteken dit nie dat jy die autoriteit het om daardie trompet te blaas nie. Kyk, ons het die voorreg gehad om verlede jaar te sien, presies daar op die suidwestelike hoek van die tempelgronde, waar hulle gestaan en daai shofars geblaas. Dis bepaalde mense wat dit nie enige priester kon doen nie, nie enige leviet kon doen nie. Dis die seuns van Aaron. Die seuns van Aaron is 'n ewige insetting. Ek dink ons kry nou die skrif. So, weer eens, geraas kan mense laat beweeg. Maar 'n mandaat, die mandaat om te blaas,
dis die een wat werklik waar regeer. En ons het dit verlede jaar duidelik agtergekom. Ek kry soveel mense wat terugvoering vir my gee en sê, daar het regtig 'n verdieping gekom vandat ons van Israel af teruggekom het. En ons kan dit self ervaar, want ons het die mandaat gehad. Met die mandaat. En ons het gereageer op daai oproep, want die ramshoring het geblaas. Verstaan jy? Die ramshoring, die sein, gee vir jou die mandaat om in vertroue dit te gaan uitvoer. So weer eens, die geldigheid van die sein hang af van die geldigheid van die een wat dit blaas. As jy nie bemagtig is nie, as jy nie autoriteit gekry het nie, moet dit nie doen nie. En weer eens, jy weet, as mense dit sê, dan weet jy, 'n paar mense gaan ongemaklik voel, weet, en die vrouens gaan ongemaklik wees. Nou, waarom mag ons as vrouens dit nie blaas nie? Hoekom kan ons dit nie? Wel, kyk, lees nou mooi wat staan daar in Bemidbar 10 vers 8. En die seuns van Aaron, die priesters, moet op die trompette blaas, en daardie trompette moet vir julle 'n ewige insetting in julle geslagte wees. Ja, goed, wat jy daar kry, dis die seuns, nie die dogters van Aaron nie, dis ook nie die vroue van Aaron nie. Ek meen, dis wat die skrif sê, en die skrif noem dit 'n ewige insetting. So weet net dit, daai trompet het Israel laat beweeg. Om dit te kan doen, daai reg om dit te kan blaas, dit behoort aan die priesters. Nie aan die persoon wat die hardste kan praat of wat die meeste selfvertroue het nie. Wat doen dit? Dit gee vir die mense vertroue. Dit beskerm hulle teen vrees. Dit beskerm hulle teen ambisie wat van buite afkom onder hulle stamgenote, onder hulle volksgenote, né? Nou, weet jy wat nou by my opkom net kom? Dit is nie beheer hierdie nie. Dis ook nie neersien nie. Dis beskerming. Dis totaal beskerming, jy self maar. Vader, beskerm ons as vrouens, dat ons beweeg onder die stelsel wat hy in plek gesit het. Beteken dit dat jy nie kan kom en sê, maar dit is wat ek hoor, dit is ek, maar dit moet nog steeds deur die orde gaan. Dit moet nog steeds deur die leier gaan, nog steeds deur jou man gaan, of deur die een wat Vader aangestel het. Onthou jy, ons het vroeër die week het ons gepraat oor Deborah. Deborah was 'n profetes. Weet jy wat, dat die aanvoerder van Israel se weermag het na haar toe gekom. Hy het seker goed vir haar gesê, sy het vir hom opdrag gegee. Verstaan jy? Hy is die ou wat moet toesien dat die shofars geblaas word en al daai werking plaasvind. Nie Deborah nie. So dit vat nie jou roeping weg nie. Glad, dames. Inteendeel, dit gee struktuur daaraan. Ja. Dit gee rigting, want dit is wat die leier veronderstel is om te doen. Precies. Beskerming. Weer eens beskerming. Ja, presies. Ek dink dit lig dit die beste. Goed, daar's bepaalde tye wat hierdie shofar geblaas moet word. Nee, jy sal sien dit is 'n tyd vir oorloë en feeste, vir offers, maar al daai goed vind plaas voor Jahwe. Nee, jy het die oorlog, dis 'n krisis wat jy voor Jahwe bring en hy sal dit onthou. Nou ek gaan hierdie gou voordat ek aangaan met die ander 3, gaan ek net gou vir jou dit sê. Dis 'n ding wat by my ek het toe my die Bright Roots version destyds seker 20 jaar terug gelees, waar hy sê, and in the day that you are oppressed of your adversary, jou teenstander, iemand anderste, you shall sound an alarm with the trumpets, and you shall be remembered by Yahweh your Elohim, and you shall be saved. En ek het gesê, maar wat beteken I shall be remembered, want hoekom het hy my dan vergeet? Tot jy gaan kyk wat sê die woord, en as ek reg onthou is dit Zakar, wat sê, as hy sê, and you shall be remembered, dit beteken, he shall act on your behalf. So wat doen jy met jou oorlogssituasie? Jy blaas op die shofar, jy bring dit voor Vader, en hy sal jou red. Wat 'n belofte. Wat 'n belofte, kom aan, be honest, probeer daai ene. Weer eens, gaan net in die midrash 'n bietjie net spesifieke voorbeelde vir julle uithaal. Jy gaan natuurlik, gaan jy ook dan jou fees voor jou Elohim bring. Jy gaan ook jou nuwe maan voor jou Elohim bring. Met ander woorde, jy gaan jou tyd onder sy heerskappy plaas. Dis wat jy doen. Jy blaas die shofar, plaas my tyd onder die heerskappy van Yahweh my Elohim. En dan natuurlik, as dit kom by die offers, dan gaan ek dit ook, gaan die shofar gaan blaas, ek bring dit voor my Elohim. Daar is geen sekulêre kategorie
in die lewe van 'n verbondskamp nie. Kan jy sien? Alles word met kavanna, met fokus gedoen. So, om die trompette te blaas, dis nie net om te marcheer nie, jy blaas dit vir oorlog, jy bring dit alles voor die een wat al die uitkomste regeer. Jy blaas dit by die feeste, ek het nou klaar vir jou gesê, jy weet, dis 'n gedenkteken, jy kan sien, met ander woorde, om 'n ding te gedenk beteken jy bring dit letterlik voor hom, jy voer dit letterlik voor hom uit. Kom ek sê vir jou so, die klank wat jy gaan hoor, dit haal dit uit die menslike realm uit en hy plaas dit voor die troon van 'n verbonds Elohim. Daai oorlog is voor hom, die nuwe maand is voor hom, né? Dis 'n radikale aanspraak wat die Torah hier wil maak en ek wil hê jy moet verstaan hoe ernstig dit is. As Vader dit laat aanbring in sy Torah, dan is dit belangrik. Daar is geen oomblik wat hy sê, blaas jy nou my shofar, ek sit uit, hanteer jy dit myself nie. Nee, elke oomblik van jou dag is voor hom, hy ken elke haar op jou kop. En die trompet is een van die instrumente wat presies dit sê. Maar weer eens wat die Ruach nou vir my sê is, as ons net gaan trompet blaas of shofar blaas, soos wat ons gelei voel, dan gaan daar chaos wees. Jy kan chaos veroorsaak en die vyand weet dit. Ja. En die vyand En weet. dan maak jy eintlik almal oop, jy vat die beskerming weg. Presies. So daarom Ja. moenie onder emosie blaas nie. Blaas doelgerig en soos wat hy vir jou sê, wanneer jy dit moet sê. Wanneer Yom Teruah aanbreek, wanneer jy gaan mos nou sien, dan blaas jy die shofar. Maar ek kan ook vir jou dit sê, dis deel van waar die chaos inkom van wanneer mense dis wanneer jy die maan sien in Israel, nie wanneer jy die maan in Amerika sien nie. Ja. Dit beteken nie, jy kan nou in Amerika op 'n koppie klim en ek sien die maan blaas die shofar en all of a sudden is dit Yom Teruah terwyl dit al lankal 12 Dis uur. hoe dit soveel chaos is. Dis presies wat ek bedoel. So met ander woorde, kyk met wie hy praat met Israel en hy praat met Aaron hulle en hy kyk wie kry die opdrag om dit te kan sê. Dit is nie vir Jan Rapp en sy maat om dit te besluit nie. Onthou jy, hier was heel wat op hierdie prentjie gewees, ek wil net vir jou dit sê, hoor, daar was heel wat hier gewees, te sê, kom ons haal dit af, want jy, net daai woorde sê dit. Wanneer die wolk beweeg, dan sê dit wanneer jy beweeg. Wanneer die trompet blaas, dan sê dit vir jou hoe om te reageer. Ek hoef nie veel meer as dit te sê nie. Né? So, waar is die wolk vir jou? Wie het die trompet geblaas vir jou? Dis die vraag vir jouself moet afvra. Goed. So hierdie is letterlik ons eerste gedeelte wat ons nou hier afhandel, nee, want dit kom nou uit die Tanakh uit. Ek wil oorskuif na, maar hoe sou Yeshua hulle dit hanteer? Hoe het hulle dit gesien? Want ek en jy het nodig om dit te weet. Ons kyk baie na, dis nie net 'n argaïse ding hierdie nie. Is dit iets vir vandag? Het Yeshua hulle dit gedoen? Word dit van ons verwag om kennis te neem en toe te pas en te weet, wat is die klanke, wat word van ons geverg. Goed, so, nou gaan ons kyk na die tweede tempel werklikheid. Hoe was die shofar klankstelsel daai tyd gewees? Nou, onthou net toe Yeshua met sy volk gepraat het, hy het gesê, ek het gekom vir die verlore skape van die huis van Israel, toe hy met hulle gepraat het, toe was hulle reeds 'n volk wat deur die Torah, deur die tempel, deur die shofar, deur die trompet, hulle is reeds gevorm. Dis nie asof hulle iets nuuts moes leer nie, dis al 1300 jaar dink ek later wat hulle al reeds binne in hierdie opset met trompette en shofars lewe. En so is hierdie selfde klankstelsel, hierdie selfde seinstelsel, hierdie shofar klanke, die stem van so moet ons beweeg. Dit bestaan al reeds vir soveel jare. So hulle is nie meer in die wildernis op daai stadium nie. Gevolglik praat Yeshua nie net in 'n leemte in nie. Dis nie wat hy doen nie. Kom ons kyk. Jy's in die land, jy's in die eerste eeu, jy's in Jerusalem, die tempel staan, daar's priesterlike beurte wat roteer. So hierdie ding wat nou vir soveel meer as duisende, ja, wel is meer as 1000 jaar in aanhoudende gebruik was,
elke Joodse man, vrou en kind in daai stad het geweet, hulle het daarmee groot geword, hulle weet wat beteken die trompet, hulle weet wat beteken teroa, hulle weet wat beteken tekia, hulle weet wat beteken shavadim, hulle weet wat beteken tekia gadol, né? Hulle het presies geweet. Dis die wêreld waar binne Yeshua gewandel het. Nee, net omdat dit nie weer opgeteken is nie, beteken nie dit het nou skielik weggegaan nie, en dit het ook definitief nie verdwyn toe hy opgeneem is in die hemel nie. Baie duidelik uit die apostels en die disippels en die apostels en selfs Paulus se briewe, baie duidelik verwag die klank van die shofar. So die klank het gesag gedra, maar daai gesag kom saam met baie verantwoordelikheid. So, ek dink ons moet dit vir mekaar baie duidelik sê, dit is baie belangrik vir hoe ons die evangelies lees. Soos ek net nou gesê het, Yeshua het nie in 'n kulturele vakuum gewerk nie. Hy het ook nie 'n nuwe godsdienstige woordeskat uitgevind nie. Hy het met mense gepraat wat reeds gevorm is deur die proses wat ons sopas, jy weet die proses, of kan ek sê die teks wat ons sopas bestudeer het. Nee, hulle tog jaarliks het hulle die shofar op Yom Teruah gehoor en hulle die trompette by die tempel op Shabbat, waar ook al, hulle het dit gehoor. So, hy verstaan dat daai klank gesag dra en dat die gesag verantwoordelikheid dra. Nou kom hy, wat Yeshua is, nou begin hy oor sy stem praat. Wanneer hy oor sy stem praat, dan praat hy vanuit daai raamwerk. Sê weer, elke Joodse luisteraar in Jerusalem het geweet, die klank sou hulle by mekaar roep, sou hulle mobiliseer, sou hulle waarsku, sou verbondsgeheue vir hulle in herinnering roep. So hy maak, wanneer Yeshua praat van sy stem en sy skape wat hom hoor, dan maak hy nie net mooi punte nie. Hy maak aanspraak op 'n reg binne hierdie wêreld, die wêreld van klanke en sein en gesag en autoriteit. Hy sê, my skape hoor my stem. Johannes 10 vers 2, maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Yeshua se stem is die gemagtigde sein van die een wat hom gestuur het. En dis die belangrike ding wat ons moet verstaan. Wanneer jy die klank van die shofar hoor, jy hoor die stem van Yahweh. Yeshua gaan vir jou sê, ek doen niks uit my eie uit nie, ek sê net wat ek my Vader hoor sê, ek doen net wat ek my Vader sien doen. Kan jy sien hoe daai gedeelte hy sê, my skape hoor my stem, hulle ken my stem, ek ken hulle ken my, hulle hoor my. Kan jy sien, 2 keer sê hy, hulle ken sy stem, hulle hoor sy klank, hulle weet die autoriteit wat saam met dit gaan. So jy gaan sien dat die kamp beweeg nie net op 'n enkele trompet blaas nie, dit werk op 'n gemagtigde sein. Hier kan ons sien met Yeshua gaan dieselfde nou gebeur. Ons vat dit so klein bietjie verder. So, hy kom nie net hier met 'n klein pastorale waarneming nie. Hy maak aanspraak op die gesag van daai sein. Hy sê, ek is die gemagtigde stem. My stem is die stem van die een wat my gestuur het. En my mense, die wie se ore deur werklike verbondsbetrokkenheid opgelei is, hulle sal my stem ken, hulle sal die shofar ken, hulle sal die klank ken. Nee? So dis die hoofpunt wat jy moet verstaan. Jy hoor die klank. Hulle gaan nie vreemde seine volg nie. Maak nie saak hoe hard daai sein is nie. Maak nie saak hoe indrukwekkend daai sein is nie. Maak nie saak hoe godsdienstig die sein is nie. Geen Christendom flaffery oor warm en sagmoedige herdertjies. Nee. Die werklike stem van die werklike herder. Jy moet sy stem hoor. Dis wat dit belangrik maak dat jy sy stem hoor en verstaan. Hierdie is 'n eerste eeuse Joodse leraar wat 'n stelling maak oor wetlike geestelike gesag. Hy gebruik die mees kragtigste metafoor beskikbaar vir die wat na hom luister op daai stadium. Die stem wat die verbondsgemeenskap verplig is om te onderskei en na te volg. Dis wat hy gebruik. Die fariseërs wat so rondom staan, hulle verstaan nie wat hy sê nie.
beteken nie dat hulle almal was nou, jy weet, die punt is net, hulle staan en hulle weet nie wat hy sê nie, wat hulle verstaan nie, hulle hoor nie die stem van Elohim nie. Hulle hoor nie letterlik die klank van die shofar nie. Hulle hoor dit nie. Ek wil vir jou hierdie sê, as die shofar geblaas het, en jy reageer nie, dan word jou uitstel letterlik ongehoorsaamheid. Jy weet, Yeshua het 2 gevalle gehad, ek dink dit kom uit Lukas 9 uit. Maar ek wil hê jy moet leer dat jy moet beweeg wanneer jy geroep word, en jy moet nie eers wil, ek wil nie eers hierdie oorweeg nie. Jy sal sien, daar waar hy sê, laat my eers. Nee? Ek wil net my vader gaan begrawe, laat my net eers gaan afskeid neem van die wat tuis is. Yeshua sê, hy's nie hard nie. Hy sê, los en volg my. Dis nie omdat hy hard is net terwyl daarvan nie. Hy pas letterlik bymiddelbaar 10 op hierdie disipelskap dan nou vir ons toe. Hy wil hê, as hy sê, volg my, moet jy weet, los daai en volg my. Wie het dit gedoen? Ons gaan nou sien wie het dit gedoen. So, weer eens, dis nie 'n kwessie van Yeshua is kultureel onsensitief oor rougebruike en so aan nie. Wat hy doen is, hy sê, hoor jy, die wolk het gelig, hy die wolk beweeg, die trompet het die klank gemaak, dit regeer, ons moet nou beweeg. En dis presies wat hy vir hierdie mense gesê het, né? Want jy sien, die ding is, wat hy sê, laat my toe om my mense te begrawe, dis eintlik om die bene van iemand wat al 'n jaar van tevore oorlede is, net bymekaar te maak en te gaan wegsit. Verstaan jy, dit was nie hoe iemand het nou te sterwe gekom op die oomblik nie. As jy dit net in die konteks wil verstaan. So hy sê, nee, los daai en volg my. Dis eintlik wat hy vir ons hiervan vertel. So, hy pas die logika van bemiddelbaar 10 toe op hierdie tipe van disipelskap. En dis presies wat by die disipels dan nou later gedoen het, né? So, so eintlik al wat hy daarmee doen is, hy sê, nee, gaan kyk wat is die hiërargie van gesag en volg die regte gesag. Dis eintlik wat hy vir ons vertel. Jy weet, op dieselfde trant, Petrus, Andreas, Jakob, Johanan, toe hulle gehoor het by hy sê, volg my, het hulle onmiddellik laat los. Ek het my baie keer verwonder oor hierdie gedeelte. Die teks in die Grieks sê euthys, E-U-T-H-Y-S, jy kan dit gaan naslaan. Hulle het onmiddellik, dadelik, sonder vertraging, het hulle nette, alles het hulle gelos, hulle vader, die boot, hulle het alles gelos, saam met die huurlinge, en hom onmiddellik gevolg. Dis hoe jy die klank van die shofar volg. Nee? Daar's nie oorgawe tydperke wat onderhandel is nie. Kyk, Elia en Elisa, dieselfde ding. Elisa het onmiddellik die osse het hy geoffer en hy het onmiddellik het hy Elia gevolg. Hulle het onmiddellik gereageer toe die klank, toe die stem na hulle toe kom. Dis waaroor dit gaan. Die shofar is 'n stem. Ek en jy is eintlik lewende shofars. Ons het 'n stem. Ons woorde laat uitgaan. Ons moet dit vrystel. So jy kan sien in hierdie evangelieverhale, daar's onmiddellike reaksie. Petrus en Andreas het die nette gelos. Jakobus en Johannes het hulle vader daar in die boot gelos. Dis nie roekeloos nie. Dis 'n Torah gevormde gesindheid. Maar vandag sal mense dan vir jou argumenteer oor daai een. Dan moet ons dit so doen, Goed. Nou, ek wil gou hierso vir jou uit Korintiërs uit 1 Korintiërs 14 uit net sê, want hier praat hy van Paulus. Paulus wil sê dat 'n onduidelike klank maak mense wat nie 'n onduidelike klank maak mense wat nie weet wat om te doen nie. Maar hy skryf daar vir hierdie gemeente, dis 'n gemeente wat chaoties geword het in hulle gemeenskaplike aanbidding. Almal van hulle maak geraas. Daar's baie stemme. Hulle praat in tale wat niemand verstaan nie. Daar's klank sonder orde. Dis hy's nie besig hier om die diens te orden nie. Dis nie al wat hy doen nie. Hy sê, kry die woord van Elohim
orden hierdie gemeenskap. Okay? So hy gryp self terug na Bemidbar 10 toe, en hy sê self, en eintlik is ek nou besig om te parafraseer oor dit wat hy gesê het. Hy sê, as selfs lewelose instrumente, die fluit, die harp, die trompet, nie duidelike note gee nie, hoe sal iemand weet wat gespeel word? En as die trompette onduidelike klank gee, wie sal hom gereed maak vir die stryd? Vir die teroa of die oproep? Om te marcheer of vir die vergadering? So hy sê letterlik hier, as jy nie kan onderskei nie, dan gaan niemand reageer nie. En 'n gemeenskap wat nie korrek op 'n klank kan reageer nie, is 'n gemeenskap wat nog in die kamp staan, terwyl 'n wolk al lank al beweeg het. Dis die lank en die kort daarvan. So hy maak 'n punt daarvan, dat daar moet sekerheid wees. Pas op vir godsdienstige geraas. So, ek dink nie, ek gaan veel meer oor Paulus op hierdie huidige stadium sê, behalwe dat hy waarsku die gemeenskap teen 'n charismatiese geraas. Nee, want die oomblik wat jy baie geraas het, is daar nie leiding nie. Dis my, laat my nou die dag dink, by ander ding wat ek gehoor het, as jy baie rabbies volg, dan volg jy geen rabbi nie. Dan volg jy nie eers een. Maar dis hoekom ons so gedurig, julle sal hoor dat ons, ek dink ons staan al bekend daarvoor. Ons sê, moenie aan te veel borde pik nie, want jy gaan goor maak. Ja, Net so, né? Goed. Okay, dan moet ons ook weet, dat nie elke harde klank is 'n mandaat nie. Is daai klank duidelik? Is die stem aanspreeklik? Is dit in ooreenstemming met die Torah? Skep dit orde of paniek? Wys dit na die kamp van Jahwe of na die blaser? So hier sien ons, as jy na al hierdie goed gaan kyk, dit wat gesê word. As ek woorde spreek, onder die leiding van die Ruach, is dit soos die klank van die shofar? Is dit verteenwoordig Jahwe se stem? Gaan mense reageer? Waarna wys dit? Wys dit na Jahwe? Wys dit na my? Ek gaan nou hiervandaan af, gaan ek gou spring na Gazon toe. Ek wil net vir jou so uit 3 plekke wys hoe die shofar bespreek word. En ek dink, as ons praat oor Gazon 11, dan gaan jy 'n bietjie verras staan ook nog. Want hier kyk ons nou na die shofar aan die einde van die era. Jy kan sien hierdie hele woestyn seinstelsel, die shofarstelsel, die klankstelsel, dit word iets kosmies in Johanan se visioen. As ek gaan kyk na waar hy begin met die openbaring van Johanan, ek wonder of daai skrif opkom, né? Hy noem dit die openbaring van Johanan. Dis die boek wat, wel ek noem dit, dis die boek wat die meeste mense as 'n kode behandel, en jy moet hom ontsyfer, en dis amper soos 'n gruwelverhaal wat jy wil vir my. Nee, dit is nie dit nie. Ons het nou so pas gekyk, hoe werk hierdie hele storie oor die shofar, en dit beteken, pas net die inligting wat jy gekry het, nou op Openbaring toe. Jy gaan sien, dis presies daai selfde inligting wat daai woestynkamp regeer het, dis dieselfde ene wat hier gaan regeer. So dit gaan net natuurlik oor in 'n groter intensiteit. So wanneer Johanan dan 'n stem soos 'n shofar hoor, en hy sê dit al letterlik in Gazon 1, wanneer hy dit hoor, dan herken hy dit onmiddellik as Sinai taal. Hy herken dit onmiddellik as verbondsgesag. Hy herken dit as 'n alarm. Ek wil net sien of daai skrif hier opkom. Hoekom kom hy nie op nie? Anders moet ek dit gou vir jou lees. Ek dink nie ons sê dit in nie. Nee? Gee my net so 'n oomblik. Ek wil dit ook vir jou lees, dat jy net kan sien. Weet jy wat, ek het dit op rekenaar gelees, maar ek gaan so gou hier jou uithaal, dat jy net kan sien, maar ek is nou nie besig om hier na lig te gryp nie. Sy openbaring, en hy sê, die openbaring van Yeshua die Messias, wat Elohim hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy boodskapper aan die diensknegt Johanan bekend gemaak het, wat getuig het van die woord van Elohim en die getuienis van Yeshua die Messias, alles wat hy gesien het. Nee? En gaan hy daaraan,
En hy waar praat hy van, is dit vers 10? Ja, is vers 10. So hy sê in vers 10, ek was in die gees op die dag van Jahwe, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos 'n bassein. Ek het 'n groot stem gehoor soos 'n shofar. So ek dink jy maak die koneksie daar, as jy dit nog nie gemaak het nie. Dis waaroor Gazon gaan. So dit is iets waarna ek en jy moet kyk. So hy begin nie met allerlei beelde nie. Ja, hierso kom ek sê, weet jy wat, ek het hom toe al die tyd in notas gehad. So daai visioen van hom begin met klank. Hy sê ek het agter my 'n groot stem gehoor soos 'n bassein. Né? Hy sê stuur hierdie wat jy nou sien. Skryf wat jy sien. Skryf dit in 'n boekrol, dan stuur jy dit na die 7 gemeentes en dan noem hy hulle. Nou Johanan is op hierdie stadium, is hy op die eiland Patmos. Dis die dag van Jahwe, né? Dis die dag van Jahwe. Okay, dis nie die Sondag nie. Dis die dag van Jahwe. Met ander woorde, die 7de millennium het aangebreek, soos ons al vir julle uitgelig het, né? Hy sê, en ek het agter my 'n harde stem gehoor soos 'n shofar. So dis nie net so innerlike gevoel nie, dis 'n harde klank van 'n shofar. Hy weet, en hy bring dit vir ons in verband met Sinai, die klank wat die teenwoordigheid van Jahwe by die berg aangekondig het. Dis waaroor dit gaan. So die eerste ding wat Johanan sy visioen sien, is nie lering nie. Dit is 'n klank wat vir hom sê, iets gebeur. So stel jouself in daai posisie, né? Dit is nie net 'n gerug nie, dis nie net 'n godsdienstige geraas nie. Dit is Jahwe wat sy soewereine klank gee. In Openbaring. Ja. En ek dink wat ons nou daar het is baie belangrik. Voordat Jahwe sê, ek is Jahwe, jou Elohim, wat jou uit Egipte land uitgelei het, jy mag nie gesnede beelde hê nie, jy mag nie my naam uitelik gebruik nie, hou my Shabbat, eer jou vader en jou moeder, dan hoor jy, dan kondig hy dit eers met klank aan. So jy hoor die klank en dan gaan woorde volg. Hier's presies dieselfde ding wat in Gazon gaan gebeur. So, dis nie toevallig nie. Dis 'n sein. Stel jouself net bietjie in sy posisie. Wat doen hy hier in Openbaring 4? In vers 1, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor praat het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Kom op hier. Kom op hier, dis die belangrike, of kom op hierheen. So, hy word deur 'n oop deur in die hemel ingeroep. Die stem wat hom roep, die eerste stem wat ek gehoor het, wat soos 'n shofar met my praat, sê, ek gaan jou wys wat moet gebeur, so dit roep hom opwaarts nie, sywaarts nie, heeltemal opwaarts, né? So dit gee, daar's 'n onmiddellike ding wat nou gaan gebeur. So, hy word onmiddellik in die troonkamer ingetrek. Jy sien ons. So hierdie trompet voed nie eintlik die angs nie, dit plaas jy net voor die aangesig. Miskien is dit 'n ander manier om dit te sê. Is wanneer jy die shofar plaas, dan bevind jy jouself voor die troon van Elohim. Ek dink dis bitter belangrik, dat jy dit kan sien. Jy moet 'n troonkamer perspektief hê. Jy gaan nie dit ontsnap nie. Dit is nie net asof jy net moet beweeg nie. Jy moet kan insien, ek staan voor die troon van Elohim, die skepper van die hemel en die aarde. Ek wil gou spring daar na Gazon 8 en 9 toe. Dis waar hy praat oor die 7 shofars, dis waar hy praat oor die 7 engele, hy praat oor die 7 klanke wat hulle gaan hoor. En elke keer wanneer die shofar geblaas word, is daar iets wat op die aarde losgelaat word. Oordeel, 'n waarskuwing en 'n werklikheid. Nee, dit is letterlik teroa op 'n kosmiese skaal wat jy hier gaan beleef. So in Bemidbar 10, toe die teroa geklink het die kampe gemobiliseer, iets het beweeg, iets het verander. En jy kan sien, dit het normaalweg gelei tot 'n beweging in die kamp. So, wie blaas die shofars in Gazon? Wie blaas dit? Dis die engele self wat dit blaas. Die hemelse wesens. Hulle is die mees gemagtigde boodskappers in die hele geskape orde. Hulle verstaan autoriteit.
Hulle doen dit nie net, jy weet, as vrywillige geestelike entoesiaste nie. Hulle doen dit op die bevel van Elohim. En weer eens, jy kan ook sien, selfs aan die einde van die tyd, is dit nie almal wat blaas nie. Is nie enige een wat blaas nie. In Bemidbar 10 is dit die priesters, die seuns van Aaron wat die trompette gaan blaas, en Gazon blaas die engele die shofars. Die beginsel bly onveranderd. Jy blaas net die shofar onder die autoriteit van jou Elohim. Dit wat hy vir jou sê om te blaas. Daar's 'n kontinuïteit, kan jy sien. Ek dink dit is vir ons baie duidelik. So, die troon gaan nie sommer daai reg aan enige iemand oorlaat nie. Jy moet opgerig wees daarvoor. Dan Gazon 11, die 7de shofar, dit kondig die voltooiing aan. Hy sê, en die 7de engel het sy shofar geblaas en daar was harde stemme in die hemel wat gesê het, die koninkryk van die wêreld het die koninkryk van Jahwe en van sy Messias geword, en hy sal regeer tot in ewigheid. Dis met die finale teroa wat gehoor gaan word. Dis nie net 'n alarm van oorlog nie, dis nie net 'n oproep om byeen te kom nie, dis 'n voltooiingsaksie wat hier gaan plaasvind. So dis nie net, dis die aankondiging van die volmaakte heerskappy van Jahwe en van sy Messias, wat gaan regeer tot in ewigheid. So die reis is basies dan klaar. Die kamp is tuisgebring. Dis die hele doel daarvan. Die kamp, die shofar word geblaas, die volk kom in beweging, hulle is op pad na die beloofde land toe. Dis dieselfde vir my en vir jou. So die vraag is nou, is jou ore opgelei om daai sein te ken? Nie net om die klank te hoor nie, nee, maar om die sein te ken. Om die priesterlike trompet van daai ongemagtigde blaas te kan onderskei. Om die verskil te ken tussen jou as 'n wolk wat oplig en jou eie rusteloosheid wat vir jou sê, dis tyd om te beweeg. Om die verskil te ken tussen 'n goddelike teroa en godsdienstige paniek wat as dringendheid geklee is. Want die mislukking van Israel in die woestyn was nie altyd opstand nie, soms was dit geras, te veel lawaai. Soms was dit mense wat beweeg het toe die volk nie gelig het nie. Ons sien dit gebeur, jy gaan dit baie duidelik sien, nadat hulle gehoor het, hulle bly 40 jaar in die wildernis, toe wil hulle gaan oorlog doen, toe wil hulle beweeg, maar jou woord nie gesê om te beweeg nie. En ons weet wat is die gevolge dan. So, kan jy sien, beweeg op jou eie sein, en in plaas van jou se sein, dan sê ek nou vir jou, dis 'n fout. Die wolk is soewerein. Volg die wolk, volg die regte klank. Ek dink, jy moet vir jouself gaan dink vandag, waar is die een plek waar jy beweeg het? Miskien was jy onder druk geplaas om dit te doen, maar jy het nie regtig die shofar klank gehoor nie. Jy het nie regtig die stem van Jahwe gehoor nie. Jy het nie regtig, net stil geraak en uit die chaos uitbeweeg nie. Maar wat vir my awesome is ons almal het al beweeg dat ons eintlik op ons eie sein beweeg het. Jy het gedink jy het gehoor, maar Vader het dit gebruik as deel van jou opleiding, sodat jy sy stem die volgende keer beter kon hoor. Ja, ek dink die belangrike ding hierso is dat ons moet weet, ons moet ons ore oplei voor ons voete beweeg. Ons moet nie net optree wanneer iets dringend voel nie, né? So wag, moenie optree, jou toets dit, pas daai sein in by die Torah en die Messias. Soek waar is die wolk in hierdie saak. Gaan kyk, wie is aanspreeklik. As daai sein eg is, dan beweeg jy sonder uitstel, dan reageer jy, en as dit nodig is, wanneer dit blaas, is dit 'n kwessie vir, is dit oorlog, is dit vreugde, is dit offer, alles voor jou. Wat is dit wat nou moet geskied? Wat moet nou gebeur? Ek dink, wat ons vir mekaar sê is, wag voor jy reageer, toets die stem, soek die wolk, en onderwerp jou aan die werklike gemagtigde raad, die wat opgerig is om dit te kan doen. Reageer onmiddellik wanneer jy weet die sein is eg. Dan gaan jy 'n goeie disipel word.
Weer eens moet ons weet, die wolk, die Shekhinah, is nog steeds soewerein. Hy gee nog steeds die beste leiding. Dit is wat jy moet soek. Dis wat ek moet soek.